Geraldine, jy is live, hoor? Is ek live? Ek weet. Sy moet nou al smile. Ja. Ek moet net koekeloer wat op die ander kant aangaan. Okay, ons is verseker live, ek en jy. Ja. Nou gaan hy nou. Ja. Okay. Alright. Cool. Dis my skuld dat ons gewag het. Ek wil net vir almal sê, dis my skuld dat ons laat is. My tegnologie wou nie saamwerk nie. Wat in die lewe? Maar ons is hier, is al wat saak maak. Ja, dit true story. Okay, so hier gaan ons nou. Okay, Facebook gaan bekeer, ek kry nie die link nie. Wat gaan aan? Is daar nie 'n live nie? Mense gaan hom nou kry. Ons gebruik 'n ander streaming channel. Glo dit of nie. Ouer generasie het vir 'n jonger generasie iets nuuts geleer. Hoe cool is dit? So dis vir my verskriklik lekker om weg te kan spring met troonkamer waarheid. Ek dink ek wil net gou voor ons begin, net gou 'n vragie, net gou klaring gee aan 'n vragie, want ek kry nogals baie vragies of vreemde vragies en ek dink ek gee nie vir baie van die vreemde vragies aandag nie, want ek het nie die tyd om vir alles aandag te gee nie, maar een vraag wat ek gekry het is, hoekom doen ek al hierdie Facebook live reekse hierdie jaar? En as jy van die eerste reeks gevolg het, hoor die stem van hoop, en die tweede reeks van vrou wees, regheid en rou, en nou troonkamer waarheid, was my hart van die begin af gewees, omdat dit uit 'n droom en 'n bevestiging van die Here afgekom het, om regtig, dis 'n groot roepstem om terug te keer na die plek van intimiteit en herstel van die intimiteit onder die vrouens is. En ek dink my groter hart vir die Facebook live reeks is ek weet hoeveel Suid-Afrikaners geografies ver lê, en nie noodwendig by funksies kan uitkom in Suid-Afrika nie, hallo. En twee, baie vrouens het die finansies om by funksies te kan uitkom nie, of is dit emosioneel op 'n baie moeg plek. So my hart met hierdie Facebook live funksies is eintlik om dit by vrouens uit te kry wat nie dit kan meemaak nie. Dis my grootste hart. So die vraag is nee, ek wil nie geld maak op my Facebook lives nie. Dis nie my hart agter Facebook live nie. Hoorie, as 'n mens kan geld maak op Facebook lives, asseblief leer my hoe. Leer my hoe. So maybe ek dink mense is so weird oor sulke goeters, nê? Dis dus die oomblik wat jy iets doen, dan dink mense daar's 'n agenda. Dan sê kyk net die verskil, kyk, Geraldine lig hom net weer. Daar's hy. Alright. En kyk die verskil, Geraldine se gesig, kyk gaga maak so. Sien jy? Hierdie is frik. You see the difference? Okay, ek gaan nie na water drink. Nee, ek gaan nie. Ek sal môre water drink. Nie goed hardop sê hierso wat jy later gaan moet jammer sê en berou nie. Be who you are. Ek en hy is ook baie lief vir ons Coke Zero'tjies, maar ons gaan deur 'n seisoen en ons moet ons deel van op ons kant van die werk doen om seker te maak we played our part. So ek wil gou net iets wat jy van my weet nie. Vandag voor ons wegspring is ek wat jy van my weet nie, ja. So ek het in 2010 my eerste Worthy Women konferensie bygewoon saam met my ma. Toe was ek 20 jaar oud en toe sit ek daar in No way, ek voel so oud. Daar in die gehoor. En ek het in daai gehoor in my Bybel geskryf en ek het die datum bygesit en ek gesê mag my bediening eendag soos joune lyk. Dis my eerste en my tweede wat ek geskryf het is mag ek eendag so lief wees vir die Vader, lief wees vir sy woord en dit ken soos wat jy dit ken. So met dit gesê is dit my 'n bitter groot voorreg om hierdie reeks met jou te kan doen. Ek het jou uit die blou tyd gevoice note. Jy het nie eers 2 keer gedink, nee Geraldine, nie vir my nie, gaan nie vir my werk nie. Jy het net vir my gesê, een van jou donderdaande pas nie my dagboek nie, kan ons om 1 week aanskuif, then we make it work. So ek is so dankbaar vir jou. Ek dink soveel vrouens is lief vir jou. Die media ken jou as 'n vrou wat haar opinie, haar standpunt inneem en haar opinie staan, maar ek wil vir jou dankie sê dat jy soveel insig, deernis en dit met diep liefde vir die woord en vir die Vader doen. So dis my lekker om
troonkamer waarheid af te skop. Ek wil net sê, ek het nou genoem, troonkamer gaf my by die plek van die intimiteit by die Vader, en ek dink vir my, die eerste vrou wat het my die mooiste vasvang, is obviously Maria, ons ken haar as Martha en Lazarus se sussie, en daai storie van haar waar sy, almal was besig, of Martha spesifiek in die storie was besig gewees, wat nie verkeerd was nie, want ek is 'n sterk Martha, as jy vir my sê, kom môre na my huis toe, gaan hy nie nou lyk soos wat hy nou lyk met boks en goeders nie, ons gaan ergens 'n mooi hoekie kry met lekker koffie, ek gaan voorberei vir jou, so, maar wat Maria gedoen het, is dat gekies, om net enige plek te gaan sit, maar by die voete van Jesus, en dan antwoord Jesus vir die mense, en dan sê hy vir hulle, maar sy het die beste deel gekies, en dit sal nooit van haar weggeneem word, en ek dink, dis my hart vir troonkamer waarheid, so, ek gaan wegspring, ek weet nie of jy nog iets wil sê, gou voor ons afskop nie, maar ek het 4 vrae, ek het dit vir jou gestuur, jy weet nie wat jy voorberei, of sal jy kon voorberei, want jy het dit vanmiddag 4 uur gekry, so, nee, ek sê iemand wat voorberei, kom ek sê dit eers vir jou, ek dink dis iets wat mense ook nie van my weet nie, of wel, ek dink hulle het al hulle afleiding gemaak, as hulle my so dop hou, maar die Here het my nog nie gebless met die gawe van voorbereiding nie, want ek dink is 'n gawe, ek dink is 'n gawe om lank voor die tyd te gaan stil sit, en die Here se stem te hoor, en te hoor, Here, wat wil jy presies hê, en wat wil jy sê vir die vrouens, en verstaan, daai prophetic iets uit jou uit te trek, en elke dingetjie, letterlik, die Here gebruik my heeltemal anders, ek sal nooit vergeet nie, ek het eendag het ek so klein gevoel, en ek het so, ek het so gevoel, oeg, Here, ek kyk na die ander vroue wat u gebruik, en dan sê ek soos, in my lewe, Greta, jy moet begin om dinge anders te doen. Ek was by 'n vrouekonferensie, nogal ook al daar by Moreletta, en daar was ook, jy weet, Lindy Strydom was een van die mense gewees, Estie Geldenhuys van Radio Kansel, Karen Kriel wat nou in Texas in Amerika bly, ek kan nie meer presies onthou met wie ek almal die vroeg gedeel nie, maar ek onthou distinctly hoe ek agter die verhoog gestaan het, en ek het na Lindy gepraat, my beurt was na haar, en toe kry ek haar agter die verhoog met 'n pak papiere wat geskryf is en gehighlight is en en ek is soos, Here, ek is nog nie eens presies seker wat ek gaan sê nie in my lewe. So my maar die Jolie gaan jou ook Ek probeer nie nou beïndruk, ek het niks gesien wat ek vir jou kan wys nie. Ek het 'n selfnote cover wat ek moes uithaal. vir die goed, ja. Dis wat ek by my het. 'n selfnote cover wat 'n Prinses Paleis sticker op het, dit so jy weet jy's 'n ouma, as jou kinders daar, jou kleinkind daar, en dan kan ek sê dat. Dit is Mila Mais, dit is wat ek het. Dis wat ek het. Maar weet jy wat is die lekkerste? Is dat ek oor die jare heen gesien het hoe die Here hom glad nie steur aan my, ek wil amper sê, hals oor kop, van die mic begin het, en dan partykeer dan stap ek weg, en dan sê dit soos, oh my word, dan dink ek, hoorie, ek het ietsie powerful gesê, ek kan nie glo ek het gesê nie, dit was so incredible, en dan vra ek na die tyd, vir mense wat daarop was, dan sê ek, of jy weet, bedoel in my span nou, nee, my sussie het altyd vir my gewerk, dan sê ek vir haar, hoorie, kan jy onthou, wat het ek gesê, dit was so powerful, die Here het dit so mooi gesê, dan sê sy soos, nee, sy kan ek nie, sy weet nie waarvan ek praat. Nee, of dan sal vrouens na die tyd vir my sê, hoorie Greta, jy het iets gesê, dit was iets van, dan dink ek, girl, ek het nie 'n cooking clue waarvan jy praat nie. Verstaan, so eendag as ek groot is, dan gaan ek ook papiere hê, met notas, en al sulke goeders, maar Geraldine, ek dink, dit is hoekom ek partykeer in die moeilikheid kom. Kyk, die Here het al met my 'n ver pad gestap oor dit, maar dis hoekom ek partykeer in die moeilikheid kom, want ek duik in, verstaan jy? Ek duik in, en ek sê goeders, en dan na die tyd, dan dink ek, daar was ten toe 'n beter manier om dit te doen, ek dink daar was 'n beter manier. Ek dink,
as ek bietjie gaan dink het aan my caption, of net 'n bietjie gepause het aan my video, of dalk net voor die tyd gedink het, wat wil ek sê, Here, wat wil jy hê moet ek sê, verstaan jy, ek is net soos, ek voel ietsie nou, ek voel hier is die waarheid, ek moet dit nou sê, ja, so, ek is so dankbaar, as ek sulke goeders hoor, soos dat die Worthy Women jou gebless het, nee, was jy vir verlede jaar so Worthy Women? Kom ek sê vir jou so, nee, hierdie jaar en laas jaar sin val elke keer op 'n oorsee vakansie. Jy sien. Jy moet jou prioriteite regkry, girl. Jy kan nie oorsee gaan as die Worthy Women is nie. Hy wil nie vir my sê, "Yes, ons gaan die hele vlug vir jou vir 2 dae uitstel nie." Hulle weet net wie jy is nie. Jy moet net sê, ek is Geraldine Berg. Dan sê hulle vir jou, hoor die size met 2 dae geskuif. Ek wil net vir jou sê, ek gaan die link vir jou persoonlik stuur, want jy gaan nooit in jou lewe weer Psalm 23 dieselfde lees nie. Soos nooit weer my brein het gebreek. Maar anyway, okay, ons is op die topic, troonkamer. Ek kan vir jou eerlik sê, ons gaan Bali toe, en ek was nou net in Amerika, en dis vrek ver die vlugte. So ek is op my man besig om te sê, gaan jy, dan bly ek hierdie keer, en ek was nou in Amerika, so, maar ek gaan daarom jou vir die hele naweek in Januarie, so daar gaan ek baie, so. Ja. Ek wil net gou sê, Geraldine, kan ek gou, ek weet, ek is inchipperig wat dit betref, maar ek weet daar's baie vrouens wat ek dink nou luister op jou platform, en dan, sommer net iets in my hart, en dan hoor hulle, Geraldine gaan nou Bali toe, sy kom nou van Amerika af, verstaan jy, hulle is jetsetters, verstaan, hulle is hierdie mense wat dinge laat gebeur en alles, en dan wil ek net sommer net vir elke vrou daar buite kan sê, dat, weet jy, partykeer dan vergelyk ons onsself, en dan kry die vyand het reg om ons te laat voel, weet jy wat, daai goed is nie vir my bedoel nie, of ek sal seker nooit die voorreg hê nie, of sulke tipe van goeders, dan sal 'n paar goeders rondom dit. In die eerste plek, is, jy het oop deure gebruik, wat die Here voor jou neergesit het, and you ran with it, verstaan jy, wat jou in staat gestel het, om sekere goeders te doen. Party mense dink, en ek wil dit sê, want Geraldine gaan dit nooit self sê nie, nee, party mense dink, ja, maar weet jy wat, dit is omdat Heike en Geraldine, jy weet, hulle is hierdie power couple, dit is famous mense met 'n groot platform, wat sulke goeders kan doen. Maar mense besef nie, jy was nie altyd Geraldine Berg nie, Heike was nie altyd Heike nie, jy het nie altyd die platform gehad wat jy gehad het, jy het baie hard gewerk, met dit wat die Here vir jou gegee het, om te kan doen, wat jy tans doen. En die Here sê, ons kan ons hartsbegeertes aan hom bekend maak, maar die oomblik wat my hartsbegeerte net is, oh Lord, I just want to go to an island, verstaan jy? Dan sê sy, Nikkie, weet jy wat? Ek sê wat, jou dogter wat nou al vir 3 weke vra, mama, kyk 'n movie saam my, let's start with that. En dan op 'n dag, dan vat ek jou Bali toe. So begin met die klein goedjies waar ek jou wil gebruik, begin met die klein goedjies waar jy obedient is. If I can trust you with a little, I can entrust you with a lot. Hy het 'n gesegde wat hy sê, hy leer dit nou al vir my, as al geld in die pad lê, R1 of 50 sent. As jy bereid is om oor daai 50 sent of daai geld in die bad lê. Nee, in die pad. In die bad. Ek wou net sê ek wil by julle kom kuier. Mense, daar's geld in die bad. In die pad. As jy by 'n plek gaan stop, 'n winkelsentrum of 'n parking lot en daar's 'n 50 sent op R1. En jy kan nie eens die moeite doen om maar R1 op te tel nie. Hoekom moet die Here vir jou R100 of 5 miljoen rand of whatever jou bedrag is vir jou gee as jy nie eers die respek het om maar R1 op te kan tel nie. So exactly. So true. Maar ek weet ek is heeltemal van topic af hier op die oomblik, nee, maar dis deel van troonkamer waarhede. Die Here kan jou ook nie finansiëel seën as jy unrighteous met jou geld nie. En mense dink unrighteousness met geld is weet jy wat, ek steel nie, of ek, verstaan jy, ek betaal my 10de, of ek saai, of wat ook al, maar as jy jou werk se papier gebruik om jou kind se taak op te print, is jy unrighteous
met geld. Ja. Dis nou klaar. Goed. Okay, so ek het sommer my Gooi caption hom. gesê dat ons gaan diep, reguit en eerlik wees. Sal geen doekies omdraai nie. So hier is dit uit die perd se mond. So wat ek net wil bysê is ek hoop dat julle vanaand gaan ervaar dat intimiteit met die Vader of intimiteit met God nie net vir geestelike gevorderdes is nie. It's open for everyone. So dit is waarmee ek wil trek. Ja. Niks maak my en Greta beter in ons intimiteit is wat vir jou beskikbaar is nie, maar kom ons trek weg met die vraag. So my eerste vraag wat ek neergeskryf het is, my pen en my boek is reg. Greta praat vinnig en Greta praat baie. Ek het my elke keer in Chip baie doen dit verlewe met my elke dag. So dit pla my glad nie. Wat beteken ware intimiteit met God vir jou en hoe leef jy dit? Geraldine, weet jy wat, intimiteit, as ek net eers stil staan by intimiteit, nee, soos met enige verhouding, intimiteit, ek weet hierdie is 'n baie kontroversiële ding wat ek nou sê, nee, maar as ek sê baie keer vir die vrouens, intimiteit met God, ek hoop nie die vrouens gaan nou onmiddellik uit die live uit nie, bear with me, want jy gaan nou my punt hoor, maar intimiteit met God is vir my soos seks met jou man. En ek weet, dan is die vrouens altyd soos, het Greta dit nou net gesê? Ja, want as jy intimiteit met jou man vat, dan, of seks met jou man vat, dan is dit, jy's nie altyd lus nie. Maar, jy verstaan dat sekere goeders die verhouding beter maak. Okay? As jy seks het, is, ek weet hierdie klink verskriklik. Goed, ek hoop die kinders sal in die bed. Die mamma sit nie al live klip aan en luister. Ja. Okay, as jy besig is met so iets, dan het jy nie altyd beheer nie. Nee, daar's moments wat dit is net buite beheer. Daar's ons moments wat jy regtig true intimacy is naak. Sure. Nee, absolutely naak. Ware intimacy is waar ek bereid is om vulnerable te wees. Ek is regtig vulnerable. Ek praat nie van die seksdaad nie. Ek praat van wanneer 'n man en 'n vrou regtig intiem is met mekaar, dan beteken dit, dis daai ding van intimacy is into me see. Dit beteken die mure wat tussen my en jou opgebou is deur die jare, ek breek daai mure af. Ek jok nie vir jou nie. Ek is vulnerable met jou. Ek deel my hart met jou. So daar's 'n vorm van into me see wat my by intimacy bring, né? En dis goeie intimiteit. Goeie intimiteit. Ja. Net so. En goeie intimiteit of daai oomblik is partykeer messy. Né? Dis nie altyd so mooi soos in die movies, verstaan jy? Nou die rede hoekom ek altyd vir vrouens, as ek oor intimiteit praat, half daai metafoor gebruik, is party vrouens, en ek het al baie in my lewe daarmee gestruggle, en die waarheid is, dat party daar, dan voel ek, Greet, jy sukkel nou weer met dieselfde ding, en dan moet ek deel daarmee, nee? Dat partykeer, dan voel jy, daar's 'n muur tussen jou en God, want jy vertrou hom nie ten volle nie. Ja, tradisioneel, godsdienstig sê ons, yes, ek vertrou die Here, né? Maar as die Here al deure in jou gesig toegemaak het, wat jy gevoel het, hy onregverdig was, dan is so 'n deeltjie in jou wat voel, can I trust you that you really hear my heart? Verstaan? As al goeders is wat jy gevoel het, God het iemand anders se gebed verhoor, maar nie jou gebed nie, dan voel jy, hy's minder lief vir jou. So as ek 'n leuen glo rondom God, dan beteken dit daar's iewers 'n muur tussen my en hom. Nee?
dan kan ek nie daai volle intimiteit met hom hê nie. Net soos wanneer jy voel, my man het my teleurgestel, my man het vir my gejok, my man stel nie belang in my nie, my man sien my nie raak nie, my man hou eerder van 'n ander vrou as van, verstaan jy? Dan dis presies dieselfde ding wat jy voel, okay, ja, ek moet seker nou intiem wees met my man want dit is sy behoefte. Ja. Maar dis nie ware intimiteit nie, want jy is daar met 'n verdeelde hart. So ek dink een van die eerste goeders wat as ons praat oor intimiteit met God, is jy moet gaan eerlik sit en sê, wat is die goed wat jy eintlik van God nie glo nie? Wat is die goed van God se woord wat nie vir jou sin maak nie? En jy moet antwoorde op dit kry, sodat jy God se godheid kan verstaan en kan glo. Absoluut. En dis so basic soos, God het iewers nie my gebed gehoor nie, ek voel die Here was onregverdig, ek voel ek my nie raak gesien nie, of greater daar's goeders van God wat net nie vir my sin maak nie. Hoekom laat hy klein kindertjies doodgaan? Hoekom nadat ons so hard gebid het hy nog steeds my boetie laat sterf? Greater daar's goed in die Bybel wat ek glad nie verstaan nie. So as ek nie kennis het of 'n dieper verstaan van wie God is nie, dan gaan daar 'n gedeelte in my wees wat in daai troonkamer wil instap, maar ek weet nie of doen ek dit reg nie. Ek weet nie of hoor hy my regtig nie. Ek weet nie of luister hy regtig. Ek weet nie of gaan hy regtig word doen wat ek vra nie. So daai mure wat ons moet afbreek is so belangrik. En ons kan nou by praktiese goeders kom rondom dit, maar daai mure is belangrik. En dan moet ons besef intimiteit. Ja, daar is seker mense wat seks het in die openbaar, hè? Maar ware intimiteit gaan jy in privaatheid doen. Verstaan jy? Daai diepe, intieme daad gaan jy in privaatheid doen. En God se woord sê spesifiek, maak toe jou deur, gaan na jou binnekamer en roep my aan. Gaan na jou binnekamer. En dit beteken, ons moet partykeer, as ons by dieper intimiteit wil kom, moet ons kan deel met ons tradisiekies. Wat sê, weet jy wat, ek moet biduur toe gaan. Weet jy wat, ek moet as ek in die kerk is my hande opsit, verstaan jy? Nee, ek moet. Daar's 'n klomp goedjies wat ek moet doen. So ware intimiteit is spontaan privaat, but it's messy. So partykeer skree ek, partykeer huil ek, partykeer is ek eerlik kwaad, partykeer is ek net so reguit met God sonder om my of hom te verloor. Maar ek besef, hy's my pa, so ek kan eerlik vir hom sê, hierdie is onregverdig. Ek kan nie glo jy het hierdie toegelaat nie. So daai eerlikheid doen ek in privaatheid. En dis weg van my tradisiekies af, van moets en moenies en sulke tipe van goeders. En partykeer, dan, wanneer daar 'n intimiteit is tussen my en God, dan, ek voel dit nie altyd nie. Net soos met die seksdaad. Jy voel dit nie altyd nie. Jy's nie altyd, oh, hoorie, ek kan nie wag dat my man by die huis kom nie. It starts with him. Verstaan jy? Dit begin by hom en ek is soos, am I committed? Am I willing? So partykeer is dit soos, Here, ek is nou te moeg. Ek is te moeg om nou met u te praat. Ek is net nie nou lus om nou ek is net nie nou lus nie. Maar dan is dit, Here, ek het u stem nodig. Ek het u waarheid nodig. So I will stay committed even if I don't feel like it. Verstaan jy? So dis hoekom ek daai metafoor altyd gebruik. Van dis net partykeer jy doen dit al is jy nie lus nie. Jy's naak, jy's eerlik, jy's nie by die kerk of tussen mense waar jy dink, oh my word, verstaan jy, wat gaan mense van my dink? Ek wil nie nou hierso huil nie, verstaan? Dis is, kom ek vertel gou vir almal hierdie ding. Eendag toe in die heel begin, en ek wil tog nou asseblief nie vanaand my huwelike topietjie maak nie, maar ek wil net vir mense sê, waar was ek
waar was ek geposisioneer? Ek was in die beginfase van brokenis met toe ek uitgevind het Frans het weer 'n affair gehad. Ek was in die beginfase van my brokenis. En dit was die 31ste Desember en toe is daar 'n nie 31 Desember nie, die 31ste Desember het daar iets gebeur en die 1ste Januarie is daar toe 'n nuwe seisoen, nuwe begin van Johan Potgieter. Ons het vakansie gehou in Dias en hy het toe daar ding in Hartenbos omgewing en ek is soos, Here, ek is so broken, ek is so stikkend, ek wil net gaan. Verstaan, ek wil net ek het net nodig dat u met my moet praat, maar ek is so seer dat dit vir my voel my emosie cloud heeltemal wat die Here vir my moet sê. En ek onthou ek het daar aangekom en toe kom roep een van die mense my, een van Johan se span en ek love Johan, make no mistake. Een van sy mense sien my toe daar en hulle sê toe, hoorie, Greta Johan het gevra jy moet daar voorkom sit. En ek is soos nee, ek wil nie daar voor sit nie. En hulle sê nee, hy wil asseblief tog. Dis nou lekker dat ek daar is, asseblief tog ek moet daar heel voorkom sit. Nou wil ek hom nie offend nie. Niemand weet eintlik wat in my lewe aangaan nie. Nou gaan sit ek heel voor. Nou weet ek mos nou hoe werk hierdie grappie. Verstaan jy? Daar is mos nou uit die aard van die saak, Hartenbos is mos nou Afrikaner country man. Verstaan jy? So nou sit die mense, nou voel ek hier soos mense vir my kyk en sê, daar's Greta. En ek is soos, Here asseblief, ek wil niemand groet nie, Here asseblief tog. Ek wil met niemand praat nie, asseblief tog, bla bla. En ek onthou distinctly hoe Johan op 'n stadium sê, as jy op 'n plek is, en ek kan nie onthou wat hy gevra het nie. Ek kan nie, maar ek onthou net hy het gevra as jy op 'n plek is. En dit was net soos die vraag wat hy gevra het was as Greta Wit nou haar hande hier opsteek. Nee. Hy het gesê dan wil ek vra dat jy vorentoe kom dat ek vir jou kan bid. As Greta nou haar hand hier opsteek, gaan ons nooit weer Greta se woord vertrou nie. Want dit kan nie wees dat. En toe Johan, hy het nog nie sy sin klaar gemaak het, toe my hande in die lug en ek hardloop op die man af. Verstaan? Ek is soos verstaan? En ek onthou na die tyd, hoeveel mense was soos, is jy okay? Is jy okay? Ek is snot, trane, ugly cry, probeer compose. En ek onthou hoe bevrydend dit vir my was, dat ek daai aand nie omgegee het. Wie wat sê? Dis daai vulnerability. Ek het nie omgegee of enige iemand nou gaan sê, kan jy ook struggle met dit, want in die lewe dis die God wat sy altyd vir ons breek. Ons het gedink sy het hierdie ding genail. Nou kom sukkel hierdie negie daarmee. Wat in die lewe? Verstaan jy? En ek dink 'n deel van intimiteit is vir my to be true. Verstaan jy? Om regtig om nooit te voel ek is op 'n plek waar ek nie noodwendig my hand kan opsteek nie. Ek is op 'n plek waar ek nie vir mense wil sê ek het hulp nodig nie. Ek is op 'n plek waar ek my maskertjie wil opsit en dit self wil uitfigure. Verstaan jy? Want dan breek jy eintlik wat in so 'n oomblik gebeur is jy breek trots af en jy breek fear af. En die oomblik wat jy pride en fear breek, dan stap jy in die arms van God in. Want is trots wat ons partykeer laat voel, en nie net trots teenoor mense, jy weet, dis nie net ek het hierdie ding, ek het hom uitgefigure, maar trots teenoor God, van Here, ek sal, want ek weet. Dis soos, Here, ek het nie 'n klou nie. Daai absolutely, daai humility wat sê, I cannot do this without you. En daai fear of what people might think. Verstaan jy? En dalk is dit nie vir jou 'n publieke ding nie, dalk is dit oor
ek moet hulp soek en ek het regtig waar die Here nodig, maar ek moet in my selgroep moet ek erken dat ek struggle. Dalk is dit in jou huis, in jou huishouding, moet jy net daai beheerding laat gaan van mamma is nie okay nie. Ek is nie okay nie. Want die oomblik wat jy kan sê I am not okay, dan voel dit asof jy nader kom aan God, want jy het nie meer die beheer nie. Jy het erken, Here, ek het nie beheer nie. Ek weet nie wat is die antwoord nie. En dan stap jy in die antwoord in. So ja, intimacy is my net being absolutely vulnerable, being absolutely truthful, being willing to go into the messiness, being willing to go into the ugly cry, and really dealing with stuff that you don't understand and believe about God. This intimacy vir my. Absoluut. Ek wil gou iets bysit daar. Ek is baie van my Facebook dametjies weet dit nou al, maar ek is nou met 'n journey besig wat ek letterlik my woord oopbreek stuk vir stuk, vers vir vers, and I'm loving every moment, want dit was een van my grootste challenges gewees, is om ek lees my Bybel, maar ek het nie 'n klou wat ek lees nie. So nou doen ek regtig daadwerklik moeite, ek het klomp resources gaan soek en betaal, gekoop en gekyk en wat gaan vir my werk, en soos ek besig en die app wat ek gekoop het maak my toe begin met Job. Ek is gelukkig 'n maand later is ek deur Job. Ek sê vir 'n vriend van my, ek sê ek kan mense sê mans praat nie baie nie, maar hierdie 4 hou nie op klaar nie. Hy sê Imagine is 'n boek op met 4 vrouens geskryf en ek lag toe vir hom. Maar ek is nou onlangs as ek nou net deur Abraham se storie en Isak en dan van Isak ons nou Esau en Jakob toe en nou is ek by Jakob wat nou sy pa en Esau verraai het en hy moet nou gaan vlug. Obviously maar Rebecca het 'n groot rol gespeel in hierdie journey, maar nou is ek daar by hierdie droom wat hy nou gehad het en dan maak hy nou sy eerste covenant met die Here, maar nou so lees ek nou Jakob se covenant en dit klink vir my baie van as jy en gaan jy dan sal ek. Nou vra ek vir myself, maar hierdie klinkie vir my soos 'n covenant want hier's amper soos van, jy weet, ek moet amper, if God do this, was 'n voorwaarde. En ek sê dit alweer van vooraf kwaad vir Jakob, want vir Jakob is ek moet nog Jakob baie vergewe, vir Rebecca het ek daarna al vergewe, maar nou soos by Rachel, nou moet ek vir Rachel op. Hy was 'n bietjie 'n asshole gewees so. Ek het ons baie vir die Here gevra. Here, is Abraham, Isak en Jakob regtig vir ons voorvaders? Dis wat die jobs, verstaan? As jy nou by gesê het, Samuel my voorvader, dan was ek soos, yes, bring dit papa, verstaan? Maar soos Abraham? Isak wat? Jakob? No. Maar anyway, Exactly. En nou dis is bad familiename. Wat ek wil jou sê wil Jakob is daai toe ek sy covenant gaan opswat en gaan verstaan het. Dis net om op baie plek te verstaan dat hy ken van God, obviously deur sy oupa en sy pa. Hy het nog nie daai volle verhouding met God nie. Hy's nie op die plek van full surrender nie. And he doesn't yet trust God 100%, want hy's 'n nuwe generasie wat ook God vir homself moet leer ken. En toe ek daai openbaring kry, besef ek maar dis my weergawe toe I knew a lot about God, but that I know God. So vir my en kort, jy weet, wat ek moes gaan leer het van intimiteit, intimiteit is nie my prestasies, wat kan ek meer doen, wat moet ek meer wees, wat moet ek meer gee nie. Intimiteit was regtig net vir my gewees om te weet ek is sy geliefde en nie sy werknemer nie. En dis wat intimiteit vir my beteken het. So ek love obviously daai quote van A.W. Tozer wat sê the man who truly, ek kyk hierdie kant met hulle meis op die monitor, hoor, is al hoekom. The man who truly know God must give time to him. Is die monitor. En sy wat vanaand aan die ander kant van die bed lê. Nou moet ek kyk as hy nie afval nie, maar in geval. So the man who truly know God must give time to God. En ek dink vir my is dit hoe lyk ons tyd wat ons vir God gee? Want ons het almal 24 ure in 'n dag en party mense kom glad nie in 24 uur by oefen uit nie. Sorry. Ander mense doen, ander mense kom glad nie by dit of dit uit nie, maar hoe lyk ons
tyd wat ons uitdeel, dis net 'n matter of priorities en wanneer word hierdie intimiteit van die plek van die intimiteit 'n prioriteit. So Ja. Ja. Geraldine, kan ek vir iets daarop share, nê? Twee goed. Ek wil gou ietsie sê oor Jakob, nê? As jy besef waar het hy die covenant gemaak en waar het hy met God begin wrestle, is toe hy eintlik het hy so 'n bietjie sy gat gesien. Ja. Verstaan jy? En dis daai ding van partykeer leer ons God meer intiem ken wanneer ons deur moeilike tye gaan. Want dan is ons natural ding, Lord, I don't have the answer, I need you. Verstaan? So ons moet daar's 'n mooi gesegde wat sê wees dankbaar vir die wond wat jou nader na God toe druk. Nê? Wees dankbaar vir daai wond. Maar die hartseer is dat ons eintlik die heeltyd toegang het tot God, maar ons wag dat ons eers besef ons kan dit nie self doen nie voordat ons sê, jy was nog altyd daar, am I had, how did I miss that? Maar wat vir my belangrik is wat ek eintlik nou wil share is, my een dogter, nê, sy het op Potch geswat, en dan het sy sulke dates gehad met die Here, nê, en dan so ek nou vir gesê het, hi sis, kan mama jou vanoggend bietjie bel, ek kan so laat en so laat, dan sê sy vir my, mama, nie daai tyd nie, want ek gaan bietjie, hulle het altyd daar by, ek dink die plek se naam is Gimmie Gat, wat hulle daar so langs die riviertjie op plekkie, dan sy daar gaan sit, en dan sy nou gaan Bybel lees en tyd met Jesus spandeer en so. En dit was altyd vir my so mooi en elke ding, en I felt so blessed dat my dogter vir Jesus so lief is en elke ding. En toe eendag een naweek toe kom sy huis toe. En ek is so happy dat sy net bietjie by die huis is, en ek is soos, mama, Saterdagmiddag het ek beskikbaar, so asseblief tog, dan wil ek asseblief 'n bietjie tyd maak om met jou kuier, en so sy sê vir my, mama, ek sal ongelukkig nie daai en daai tyd kan nie. Ek is soos, ag nee, jy kan nie nou, as jy in Pretoria is, nou by daai of daai gaan kuier nie. Nee, jou ma het jou gemis, jy moet nou aandag gee aan jou ma. Ek sê, maar wie gaan jy kuier? Sy sê, mama, ek het 'n afspraak met Jesus. En in my swak sin vir humor, sê ek, dis alright, hy's alomteenwoordig, so jy kan net jou date aanskuif. Ek was al op die date. Verstaan jy, sê net van jy gaan bietjie laat wees. Nee? Swak sin vir humor. En sy het my so gekyk en net gesê, nee, ek het commit dat ek daai tyd met hom gaan spandeer. So, mama sal ongelukkig moet wag. En dit het my soos 'n vuishou in my maag getref, dat hierdie kind letterlik is sy soos, ek gee nie om hoe baie ek my ma mis nie, ek gee nie om wat die regte ding is om te doen nie, ek gee nie om of hierdie nou 'n familie-issue gaan veroorsaak nie, ek het 'n commitment en ek het tyd uitgesit in my dag en ek gaan tyd spandeer met Jesus. Klaar. En dis daai ding wat jy nou sê van commitment. Jy het so ruk terug het jy 'n baie powerful ding geskryf. Ek het hom nog gelike en ek dink ek het vir jou comment daarop geskryf. Wat jy gesê het, ek gaan dit nou teen heeltemal butcher, maar jy het gesê iets van dis nie wat ons tussen 9 en 5 doen wat ons suksesvol maak nie. Dit is wat ons tussen 5 en 9 doen. So ietsie. Ja. En dis daai ding van almal wil intimiteit met God hê. Almal wil God beter leer ken. Almal kyk na mense wat die woord goed ken en sê, wow, ek love your revelation, wow, wat jy hierdie geleer, wow, hoe weet jy hierdie en hierdie, maar dit kom nie net aangevlieg na jou toe terwyl jy in Checkers shop nie. Verstaan? Jy staan nie in die rak by Woolies en hier kom 'n revelation net na jou toe nie. Dit is jy sit en jy besluit ek wil studeer. Ek wil verstaan. So dis wat jy sê, jy het die resources gaan koop, jy het die tyd uitgesit,
En as jy, weer eens, ek gaan terug na 'n gesonde huweliksverbond, na 'n gesonde verhouding toe. Die lewe is gejaag. En weet jy wat, as jy nie iewers gaan stop en sê, ek moet tyd maak om net met my man te gesels. As ek elke dag net verby my man hardloop en ek vra op WhatsApp vir hom, hey, en ek sê nou my man, onthou nou ek is nou getroud en ek bly in Tembisa, verstaan jy? So, as jy elke dag net vir jou man vra, hey, hoe was jou dag? En hy antwoord jou met WhatsApp in die bed, en hy sê vir jou, fine, dankie, ek sê jou een ding vertel daarvan. En die volgende dag dink jy staan op en jy dink, ja, ek dink ek en my man is op 'n goeie plek hier. Nee, dit vat, sit neer jou foon, ek kan nie net op 'n WhatsApp hoor, hoe was jou meeting? Ek wil hoor hoe jy voel. Ek wil hoor wat is jou gedagtes. Ek wil jou hart leer ken. Ek wil jou verlede ken. Ek wil alles van jou ken. En ek gaan tyd maak daarvoor. Ja, gaan daar distractions wees. Ja, hierdie kind huil en daar bel my werk my en hier's 'n deadline en alles. Maar iewers gaan ek sê, liefie, ek en jy het baie lanklaas by mekaar uitgekom, verstaan. Ons gaan iewers vanaand die kinders vroeër in die bed moet sit. Of weet wat, ek gaan môreoggend besluit al is gym vir my so belangrik. Ek besluit om nie môreoggend te gaan gym nie. Al is dit vir my prioriteit, want ek wil eerder saam met jou koffie drink. Of weet wat, al voel jy jou ma nek nou al hoe lank dat jy moet kom kuier, mamma, ek en my man het gekies om eerder hierdie naweek alleen by die huis te bly en tyd mekaar te spandeer. Ek gaan prioritiseer. Al offend my prioriteite ander mense. Al challenge die prioriteit wat ek kies, my skedule. Al kom sê die vyand vir my, jy gaan nie klaar kry nie, jy kan nie nou bekostig om hier te sit nie, jy kan nie nou bekostig. Al challenge, al staan daar 'n veer in my op, ek gaan dit doen. Absolutely. Ja. So vraag 2 wat ek geskryf het, ek dink is 'n baie populêre vraag. Ek sal baie graag jou take on dit wil hoor, is vrouens sê, maar ek hoor nie God se stem nie. Hoe klink sy stem? In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, en die woord het mens geword, en onder ons kom woon, Johannes 1. Verstaan? So, is baie belangrik, dat ons moet weet, ek dink mense, het 'n verkeerde idee van ek hoor die Here se stem. Wanneer ek sê, weet wat, ek nee, die Here het net vir my gesê ek moenie dit doen nie. Dan dink mense, hoe dit gewerk? Het Gabriël by jou bed kom staan met 'n boekrol? Verstaan jy? Het jy net soos in die stort geklim en te staan om met seep iets teen die spieël en dit was net soos love from God. Verstaan jy? Nee? Het jy iewers gestaan en jy het 'n quiver en deliver gekry, daar het net 'n shaking, daar het net ietsie gebeur en toe hoor jy en daar hoor jy, klink dit soos donder weer, klink dit soos ja, kan God met jou audibly praat? Ja, hy kan. Want hy kan kies hoe hy met jou wil praat. Maar Geraldine, ek dink een van die grootste goed wat ons mis van waar God praat is sy woord. Ek onthou jare terug, toe ek nog vir Tannie Joyce geluister het, né? En kyk, ek kan nog so nou en dan kan ek nog 'n goeie Tannie Joyce gou net 5 minute dan lag ek maar net dan sê ek sê, oh my word, né? Maar ek onthou jare terug man, het sy hierdie, ek kan nie meer onthou, dit was een van haar konferensies en ek onthou sy het so rooi telefoon op die verhoog gehad, né? En dan sê hierdie hele ding wat sy sê van nou bel sy, okay, I'm just phoning God to hear what he says. Hello God? Yes, this is Joyce. No, I'm fine. Thank you. Obviously you're good because you're always good. Okay, so God, I just want to know, I need your advice and I really need you to, yes, God, can you please just answer me? Sorry? Oh, it's in the Bible. Oh, no, I understand that it's in the Bible, but I would love for you to just explain to me. Sorry? Oh, that's also in the Bible.
Oh, all right. Okay, Lord, so what do you want? I must just read the Bible. En sy het so aangehou, relentlessly, dat het later annoying was. Verstaan jy? Maar die boodskap het so deurgedring van, ons vra baie keer vir die Here, Here, wat is hierdie antwoord? Wat is hierdie wat ook al? Maar ons maak nooit oop waar hy met ons praat en vir ons waarhede gee nie. So ons verwag 'n unieke, Here, ek wil weet, moet ek op vakansie gaan, ja of nee? Here, moet ek hierdie werknemer aanstel, ja of nee? En dan soek ons tekens, en ons wag dat die Here met sy engelekoor antwoord en alles. But he's a God of principle. He's a God of principle. So, ons kan die antwoord baie keer net in die woord kry. So dit gaan weer terug. As ons nie tyd in die woord spandeer nie, dan sal ons nie God se stem hoor nie. Okay. Dan die volgende ding, wat vir my super belangrik is, jy weet nou, my een kind is 'n voltydse missionary, die ander het hierdie jaar begin met missionary werk, en dit is my so amazing, dat hulle was nou al in Nepal, en Paraguay, en Indië, en wat, en dan travel hulle nou al hierdie dele toe, en hierdie in praat Spaans, en daai in praat ek kan nie eens dat praat hulle in daai taal, maar in elk geval, praat mens Indies, nee, seker nie, hulle praat ietsie Indierig, nee, maar ek weet nie nou wat daai taal nie, ek kan nie nou onthou nie, maar wat altyd vir my amazing is hulle trek hier weg uit Suid-Afrika uit, Afrikaanse kindertjies, dan land hulle daar oor see. En dan hoor ek hoe hulle 'n translator gebruik, nê? Hulle het 'n translator wat die hele tyd namens hulle praat en wat ook al, nê? Maar later dan hoor ek, dan sê hulle, "Sí, señor." Verstaan jy? En dan vamos. Dan sê ek, "Wat het jy nou net gesê?" Sê hulle so en so. Dan sê ek, "Dis so cool." Okay. En dan kom hulle terug en dan kan hulle vir my sê, "Mamma, in Spaans sê my so en so en so en so en so. So mamma, ons het 'n bietjie geleer." Verstaan? Hoe het hulle geleer om daai ou te verstaan? Hulle was konstant in daai ou se teenwoordigheid en het die hele tyd gehoor wat hy sê, al het hulle dit nie verstaan nie. So ons leer die Here se stem ken as ons onsself omring waar sy taal gepraat word. So ons het community nodig. Jy gaan nie God se stem, die verfyning van sy stem hoor, as jy elke Vrydag aand saam met jou vriendin in 'n gin bar sit nie. Jy gaan nie. Want mostly gaan jy af van die pad af Afrikaanse musiek daar so luister. Daar gaan 'n tannie daar rondloop met heeltemal te veel cleavage. Niemand gaan daar sê halleluja of amen of prys in die huis nie. Ja. Niemand nie. Verstaan jy? So waar ons kuier, wat ons doen, waar ons beweeg, leer ons ook later, is dit hoe mense dit sê? Ek verstaan. Ek hoor nou. Ek kan hoor wat jy sê. Hoe het ek dit geleer? Because I was traveling in your community. So daar was net vir my soos 'n epiphany van, okay, jy hoef nie te gaan sit en iets formeel te leer, van okay, weet jy wat, ek moet gaan leer, ek moet iewers na 'n aand toe gaan, waar hulle vir my bid, olie op my kop sit, 2 duiwel loslaat, sout op my tong sprinkel, en dan gaan hulle begin rapatashatatata, en dan skielik gaan ek begin rapatatatatatasha, en dan, daar verstaan ek dit dan. Yeah. Dis nie 'n akademiese oefening nie. It is about surrounding yourself in a spiritual community, so that you can start understanding discernment. Want baie keer, as ons daai taal begin verstaan, dan weet ek wat die Here sê. Ek weet. I know. En dan, as ons 'n pad met die Here stap, en ons mature in sy woord, en ons mature in ons intieme tyd met hom, in commitment, nê? Dan is daar sekere goeders, wat ons amper, dit klink dalk verkeerd as ek dit aanvanklik sê, daar's amper goed wat ek nie eens nodig het dat God my moet antwoord nie, ek weet wat hy sê. Ek weet, as my kinders nou vanaand na my toe kom en vir my sê, mamma, ek wil vir my 'n vape koop. Hulle weet wat ek gaan sê. So weet jy wat, hulle gaan my nie eens vra nie.
Hulle gaan my nie vra nie. Hoekom? Want hulle weet wat ek as ma sê. So as ek God se opinies ken deur sy woord, ek omring myself met discernment van ander mense en spiritual community, dan sal sekere goeders wat ek weet net dat ek weet. Okay. En dan ek sal nou weer moet gaan kyk waar dit staan, maar dis vir ons belangrik om te verstaan, en ek weet ons het hierdie al 1000 keer gesê, almal van ons het dit al 1000 keer gehoor, maar baie keer dan wil ons 'n teken hê, of ons wil God se goedkeuring hê, of ons wil hê God moet vir ons spesifiek sê, maar ons kry nie die antwoord nie. Dit voel vir ons asof ons net nie die antwoord hier in ons gut kry nie. God se woord sê, in een vertaling sê dit baie mooi, hy sê, laat sy vrede die skeieregter wees. Dis 'n mooi vertaling. Laat sy vrede die skeieregter wees. Soos ek voel, maar ek hoor nie die Here nie. Ek weet nie wat hy sê nie. Dan gaan ek terug na die woord toe en ek sê, okay, well, God gaan nooit my antwoord teen sy woord nie. Nooit. Never ever. Never ever. Ek het nou eendag 'n vrou wat vir my sê, sy bid nou al baie lank daaroor, en sy voel as die Here die dag vir haar sê, sy moet haar skoonma vergewe. Ek sê, girl, wat bedoel jy as die Here vir jou sê? Greta, ek voel die Here sal dit op my hart kom druk. Ek sê, girl, weet jy wat? Hy gaan nie bo op jou kom sit en jou martel tot by die waarheid nie. Wat 'n chops. Hy het dit klaar gesê, duisende jare terug in sy woord. Maar dis daai van ons wag vir 'n feeling, ons wag vir 'n gedagte. En dis nie hoe God se woord werk nie. Dis nie hoe dit werk as ons sy stem hoor nie. Werk nie so. En dan sê ek altyd, voel ek net nog, Geraldine, as ek moet kies tussen iets wat maklik is en iets wat my vlees gaan challenge of my trots gaan challenge, God se antwoord lê teen by die ander kant. Ja. God lê nie in gerief nie, hy lê nie in gemak nie. Ja, is daar genade, is daar blessing? Ja, but mostly after sacrifice. Ja. Mostly after obedience. Ja. So ja, ek kan nie vir vrouens sê, weet jy wat, as jy God se stem wil hoor, dan is hierdie die resep, hierdie is die resep, daar's nie 'n maklike manier nie. Dit is 'n search his truth and you will understand when it's him. Ja. Jy nou, Ja. ek het nou vinnig iets gesê, maar is al klaar by my kop uit, maar ek kan onthou wat ek wil terug antwoord op dit, en dit is daai obedience. It's back. Hulle sê mos you become like the people you spend most of your time with. Ja. Vergeet dan kry ek weer my trein. Anyway, obedience. Ek skryf nou die dag in my notas toe ek so lees en studeer dat disobedience covered in performance is still disobedience, want mense sê, ja, maar ek was mos nou by biduur en ek gee op Sondag skink ek die koffie en ek is by die jeug op Vrydag aande en hoekom hoor ek van God nie, want ek is so besig met die dinge, the performing, that, obedience. Hoorie, my ma het altyd hierdie gesegde gehad, sy het altyd gesê, my skarrewol, ons moet versigtig wees, dat ons nie besig is met die dinge van die Here nie, dat ons later nie meer besig met die Here van die dinge nie. Absoluut. Sy het dit altyd gesê. Ja, so ons kan onsself nie perform into hearing his voice nie. En hierdie is 'n harde woord, Geraldine, en daar's mense wat dalk offended gaan wees as ons hierdie sê, nê? En ja, kan God met ons praat in ons sondige aard? Ja, natuurlik. Hy het vir Paulus 'n paar snotklappe gegee toe hy Christene vermoor het. Verstaan jy? So kan God ons kom snatch uit die vuur uit? Ja, absoluut. Is daar 'n zillion testimonies van mense wat sê, ek het die Here ontmoet terwyl ek so hoog soos 'n kite was op dwelms, verstaan jy? Ja, daar is sulke testimonies, nê? Maar as ons God beter wil hoor, dan moet ons deel met sonde in ons lewe. Ons moet deel met compromise in ons lewe, want compromise en sonde, disobedience, maak ons doof vir die waarheid. Dit maak ons doof. Dis vir my altyd so,
net so 'n ding wat die Here eendag my net so half oopgebreek het oor Samson, nê? Is Samson het 'n lastige probleem gehad. Verstaan, die tannies in sy lyfie en sy verliefdheid en wat was dit was nou maar vir die ou seun 'n challenge, nê? Dit het nie sy roeping verander nie. Dit het nie verander wat God oor hom gesê het nie, nê? So God se droom oor Samson het nie verander toe Samson met al hierdie kattekwaad van hom besig was nie, né? Maar dis belangrik dat ons moet verstaan dat toe Delilah haar sin kry, nê, met Samson, het die heel eerste ding wat die Filistynse ouens gedoen het, is hulle het hom vasgebind. Die oomblik toe Samson in ongehoorsaamheid instap, van dit wat God vir hom gesê het hulle hom vasgebind, toe steek hulle sy oë uit, en wat het gebeur? Op die eind het hy gegrind vir die vyand. Hy het koring gemaal vir die Filistyne. En daar's 'n spiritual order in hierdie goeders. As ons in ongehoorsaamheid stap, van goed wat ons weet wat die Here oor met ons praat, ons weet dat ons weet is goed dat ons moet uitsorteer, dan sit dit ons in bondage. En in bondage, dis is die Israelitiese ballingskap. As ons in ballingskap en in bondage is, dan het die enemy beheer oor ons. Dan beteken dit, ek kan nie vrylik na die tempel en na die tabernakel toe gaan nie, want ek is in ballingskap, ek is in bondage. En dan, as ons lank genoeg daarmee aanhou, dan steek die vyand ons oë uit, ons raak geestelik blind. En ons kan daai geestelike blindheid met geestelike doofheid, dit beteken, jy sit dalk in die kerk, jy luister na podcasts, jy doen al hierdie goedjies om nou te luister, maar die goed wat jy moet gaan uitsorteer, maak dat you can be in the right place and not in his presence. In the right place, not in his presence, want jy het iewers geestelik doof of geestelik blind geraak. En dit beteken, dan sê mense goeders en jy wil daarteen stry. Of hulle sê vir jou goeders, maar jy kan nie hoor wat hulle sê nie. Dis asof jy net nie hoor nie. En op die einde van die dag, as ons aanhou daarmee, dit wat God vir ons het, bly staan. Maar ons kom agter ons lewe waar alles wat ons doen, moet ons hard grind, ons moet werk, ons word gemartel in ons journey met die Here. Maar dit is omdat ons grind vir die enemy. Baie waar. En dan die beautiful deel is, in die middel staan Jesus en hy sê, weet jy wat, jy is nooit te ver nie, jy is nooit te sondig nie, just repent, come back, verstaan? En dis maar die mooi van Samson. Sonder sy oogies, sonder sy lokkies en sonder al daai goedjies, het Samson eintlik repent en hy het gesê, Here, gee my 'n laaste keer, 'n geleentheid. Verstaan jy? En, ja, so ek weet nie Geraldine of antwoord dit jou nie, verstaan, ek weet nie of jy een of ander hoogheilige resep verwag nie, maar dis vir my praktiese goeders, is, ons moet leer om te discern, ons kan net discern as ons sy woord soek, ons kan net discern as ons intiem is, ons kan net discern as ons die taal verstaan, ons kan net discern as ons eintlik deel met goeders in ons lewe. Dan begin ons rarig word te discern. Dit is waar goed gesê, wat net wie Hagar en Ishmael se storie opgeroep het, so obviously, daai van, jy weet, daai disobedience en goeders, en sy word nou vir 'n tweede keer weggejaag deur Abraham, en sy met die seun vat en gaan, en toe al haar resources, toe sy raak bottom slat, toe skree sy uit aan die Here en sy huil en goeders, en die Here, obviously ontmoet haar in haar oomblik van swakheid, maar sy is in haar plek van uitskree, is sy kwaad en sy is bitter en sy het onvergifnis en sy is whatever jy als wil noem. En in die ontmoeting wat God met haar gehad het, wys hy vir the well. En wat my wat so mooi is in die storie is, the well was always there, but she was so occupied in the anger and the unforgiveness and the bitterness that she couldn't see this. Presies wat jy nou genoem het. So as al daai goed in jou hart sit, en dit oorheers jou gedagtes en it's like unpaid rent in your brain, overthinking and overdrive, dan gaan jy sukkel om die Here se stem te hoor. Ja, luister, Geraldine,
so baie keer as ek praat oor ongehoorsaamheid of goeders, dan en ek is deel daarvan. Jy weet so baie keer dan wil ons ou vlees hier opstaan en sê gelukkig doen ek nie dit nie. Dankie tog ek het daai goedjies uitgesorteer. Ek het, verstaan jy? En dan by vrouens sien ek hoeveel keer hulle lei bidure, hulle dit, hulle dat, maar hulle reserveer so 'n stukkie onvergewensgesindheid. Want Greta, as jy verstaan wat sy gedoen het, verstaan. En dan is dit soos ons dink sonde is ek het seks met 'n getroude man, ek steel geld, verstaan jy? Maar onvergewensgesindheid is sonde. Dis sonde. Want sonde is, die woord sonde gaan oor ons mis die merk. En dit gaan oor dit wat ons weet ons moet doen, doen ons nie. En weet ons wat ons moet doen? God het so gesê. Baie lank terug. Moet my nie vra die dag en datum en tyd nie. Asseblief mense gaan soek môre heeldag lank op Greta se page vir hierdie video. Maar baie lank terug het jy 'n video gemaak van die mannetjies by die robot wat nou skielik verkeersbeamptes is. En omdat hy vir ons wys, ons kan gaan ons almal net. En jou sleutel was gewees, nee, hy het nie die titel om te doen wat hy moet doen nie, maar omdat hy dit vir ons vergemaklik maak, en hy gaan ons vinniger van punt A na punt B toe kry, gaan ons dit af in die pad, en we just follow the lead, but it remains disobedience. Dis daai klein maniertjies hoe dit inglip, maar soos jy sê, maar omdat daai persoon so lewe, en jy weet nie wat daai persoon gedoen het, so ek gaan eerder nie, maar ons disobedience glip so maklik in, vir ons gemakszones. Ek meen, daai het my baie geval. Maar ja. Vraag nommer 3. Jy het nou hele die... Eintlik moet ons net elke dag sê, Here, maak my vandag ongemaklik. Asseblief nie, elke dag nie. Imagine that. As ons sê, Here, nee, dit sal soos wat? Okay, maar ja, vraag nommer 3. As jy nou laat ingeskakel het, hele nie begin het, Greta gesê, toe sy nou net begin het, en onvoorbereid agter die verhoog gestaan sonder notaatjies en papiertjies. Dit sou ook gesê, maar op 'n oomblik gevoel, maar ek sou nie so goed voorbereid of so goed dit nie. En ek dink is waar het jy met dit begin het, is amazing dat jy dit met dit begin het. My volgende vraag is, hoe hanteer jy die gevoel dat jy nie geestelik goed genoeg is vir intimiteit of nabyheid aan God nie? Ek het mense om my wat my constantly herinner aan die waarheid. Ek het checkers om my, hulle check vir my, verstaan? Ja. Nee? Want, rarig, Geraldine, daar's so baie keer wat ek met twyfel in my hart loop, of so baie keer wat die vyand net klomp twak met my kom praat. Verstaan jy net? Wat ek net sal glo, my woord, weet jy wat, hierdie, Greta, jy het nou weer, Greta daai, Greta, jy moet nog hierdie, bla 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 bla. En dan het ek net mense in my lewe, wat net konstant, ek kan hulle bel, en dis nie dat ek hulle consciously bel en sê, hi, ek struggle met hierdie ding, help my asseblief. Dit is, ek sal net met hulle chat, maar ek weet waar is hulle geestelik, en dan sal hulle net in daai chat, constantly, al wat hulle doen is, hulle praat altyd identiteit. Hulle praat altyd wie jy is, herinner jou aan wie jy is, herinner jou aan wie God is, herinner jou, verstaan jy? En ek dink een van die goeders is, ons moet 'n vaste besef kry van wat gebeur as ons dogters van God word. Ons het nie 'n presiese verstaan van wat beteken dit as ek 'n erfgenaam is. Wat beteken dit as ek gered is? Wat beteken dit ek is nie meer in die dood nie? Sonde het nie meer 'n mag oor my nie. Ja, ek kan nog sondig, maar dit het nie mag oor my nie. So ek kan teen dit opstaan. Al maak ek vandag hierdie fout, maak dit my nie minder gered nie. Verstaan? So ek dink ons het nie altyd 'n kleur verstaan van wat dit is om net 'n kind van God te wees nie, en dan kom die vyand baie maklik, en hy bring ons terug na performance toe, en hy bring ons terug na skuldgevoelens toe, en hy bring ons terug na, verstaan, waar ons ek besef, my word, weet wat, luister girl,
dit wat jy is geestelik glad nie goed genoeg nie, verstaan? Maar dit wie hy is, dis die ding. Ja. So, elke keer wat jy voel, I'm not good enough, dan sê jy soos, Here, ek kan sommer erken ek is nie good enough nie. Ek hoef nie eers, whatever, want jy kan dit ook om vir my vertel. Weet jy wat, dit sluit my 'n klein bietjie emosioneel, maar, al voel ek vandag dit, weet ek wat die waarheid. I am good enough, not in what I do, and what I reach, and how I perform, en wat ook al. Ek is goed genoeg, want ek is reeds vervolmaak in terme van kind van God. So, ek dink daar's 'n verstaan wat ons partykeer mis. Wat maak dat die vyand maklik met ons boer oor wie ons is. Ja. Ja. Daar's daai mooi gesê. Ja. Daai mooi gesê So- wat sê God roep of hy roep nie gekwalifiseerdes nie, kwalifiseer die geroeptes. En ek dink soveel van ons dink maar ek moet hierdie hê en ek moet hierdie kan doen en hierdie kan wees en tale kan bid en ek al daai goeders en dat's nie Ja. hoe sterk ek is of hoe goed genoeg ek is of hoe perfek of wat nie, dis oor hoe genadig God is dat ek in sy nabyheid leef. Ja. Ek kan dalk kan dalk net gou so een of twee goedjies hierso share. Ek weet nie of was jy by die Worthy Women gewees, sien hulle dat jy nou altyd oor see is jou geseënde mens. Verstaan jy? Julle bekende mense wat so oral travel. Verstaan? Ons gepepel sal maar net hier in Suid-Afrika. Ek joke. Okay, maar so grappie. Ek het 1 jaar by een van my Worthy Women het ek hieroor gepraat. Some women are lost in the fire, others are built from it. Nee. En dit was die jaar toe half my lewe half heeltemal net in mekaar geval het met my huwelik en alles. So ek weet eintlik regtig waar nie eers hoe ek deur daai dag gekom het of hoe ek deur daai seisoen gekom het nie. Ek dink mense wat vandag terugkyk na daai konferensie is soos, wow, daai girl huil meer as wat sy preek. Verstaan jy? So dit was regtig een van daai soppings. Julle, ek wil net vir julle sê, want dit is, maar Here, ek is actually so broken. Verstaan? Maar in elk geval, ek het voor daai Worthy Women, toe ek so met die Here geworstel het oor wat is die tema en wat wil die Here, verstaan jy, want die Here doen nou nie voorbereidingswerk altyd in my nie, maar hy hier so 'n ding, nee. Want ek het jou genooi vir Hytjie se boek launch laas jaar en toe kon jy nie kom nie, want toe sê jy vir my, Jorien, ek moet vanaand net so klein bietjie gaan voorberei. So ja. Maar dis omdat onthou verlede jaar dis hoekom ek sê jy moes verlede jaar daar gewees het, want verlede jaar het ek nie net gepraat wat in my hart was nie, ek het woorde wat in die Bybel staan gaan research, verstaan jy? So dis soos moet actually weet wat ek hier sou sê. Okay. Dis hoekom. Jy moet die Worthy Women van 2024 iewers kyk. Dit was incredible. Dit was in my brein gebreek. Maar in elk geval, en ek het so vasgehou aan die Here. Net konteks. Ek was baie in die nuus daai tyd gewees en daar was baie slegte kommentaar, baie slegte goeders oor my. Mense was baie mocking en baie judgmental oor die feit dat ek skei en ek's in die huweliksbediening en dit was regtig waar 'n brutal tyd. En jy kan natuurlik nie altyd mis nie, want jy moet iewers Pick n Pay of Checkers toe gaan en dan sien jy, ek's op die huisgenoot, ek staan net, verstaan jy, iewers as jy op Facebook of Instagram dan sien jy, verstaan jy. So dis nie asof, want ek weet, vrouens sê altyd, Greta, jy moet nie daai goed lees nie, dan is dit soos, span moeilik as jy verkeerd verstaan en daar staan op. Ja. jy ookie, sy sê, hoe weet sy wat? Dit gaan my comeback wees van nou af. Dit gaan my comeback wees. Okay. Ag asseblief vergun my net, laat ek net gou hierdie snaakse ding vertel. Van Tannie, jy moet dit ook nie wees nie. Daai spesifieke jaar is ek Desember, is ek op vakansie, nie in Bali nie, net sommer hier in Dias, maar ek staan toe nou, Hartenbos, jy weet mos, en ek staan,
in 'n winkelsentrum, ek het nou inkopies gedoen, soos 'n Pick n Pay so, inkopies gedoen, ek staan my trolley, en toe ek nou in die gangetjie wil instap om nou te gaan betaal, nou lê die huisgenote en ek is op die voorblad, en daar staan, ek dink die voorblad het ietsie gesê soos na die 3de skelmpie kon sy nie meer nie, of so ietsie, ek kan nie eens my onthou nie, maar nou sit hierdie traantjie gepinkte Greta op die voorblad, nee, en hier stap 'n man en 'n vrou, hulle is net voor my by die aisle in, nee, maar die vrou het die huis gedood, né? En ek sien in 'n glimp sien ek, sy herken my. Nou staan sy voor my, sy en haar man. Nou, ek het net een van daai klein trollies, verstaan, daai mandjie trollies, so ek staan naby aan haar en ek is lank, nee. So ek kan nou eintlik pretty much hier sien. Nou sien ek, sy staan met die huisgenoot so. Nou tik sy teen die huisgenoot, nee. Nou stamp sy so aan haar man. Nou tik sy teen die huisgenoot, nou wys sy vir hom, nou rol sy haar oë so. Verstaan, nee? Nou sien ek, hy soos wat? Nou tik sy weer. Nou maak sy met haar duim. Nee? Nou ek staan nou maar net, want wat moet ek nou doen? Nee? En die volgende oomblik vat sy haar foon en ek sien sy begin te WhatsApp en sy wys hom, kyk jou foon, nee? En toe tik ek net teen haar man. Ek tik dit teen haar man se skouer. Ek sê skus tog, weet jy wat? Ek sê ek wil julle net help. Jou vrou probeer vir jou sê, hierdie vrou op die huisgenoot staan agter julle. Dit was baie stap. En sy was so apologetic. Sy sê, ek is so jammer. Ek sê dit is regtig waar okay, maar ek het net gesien, luister, jy gaan later 'n flare moet opskiet. Verstaan jy? Hierdie man gaan nie snap. En dan gaan julle uit die winkel uitstap en dan gaan jy sê, ek probeer vir jou sê. En dan is die beste deel, jou man het jou koek en kloe. Ja. So dit was baie snaak. Maar in daai tyd het ek baie gestruggle rondom die hele ding van Here, maar ek het dan altyd gedink, U het my geroep vir huwelike. Dit nog altyd my gevoel, U het my geroep vir huwelike. En nou, mense wat my goed ken, op my huweliksnaweek al was, ek hou baie van daai medieval, daai King Arthur tipe movies, ek love daai goeders, Gladiator, daai goed. So ek sien, en ek sê toe, een aand vir die Here, dat dit voel vir my, asof ek weet ek is 'n koningskind. Ek weet ek is 'n koningskind. Ek weet wie ek is. Ek weet dat hy my liefhet, maar dit voel vir my as ek luister na die media en na mense se kommentaar en goeders, dan voel dit vir my ek leef in daai koninklike tye waar hulle het jou aangekla van heksery. En nou stap jy met jou koningin gewaad, stap jy en soos wat jy nou stap na die brandstapel toe, want hulle gaan jou nou lewendig brand, is daar mense wat jou gooi met vrot kos en hulle spoeg op jou en hulle ruk aan jou en alles, en soos wat hulle jou ruk, raak jou klere al stikkender en later loop jy met hierdie vrot kos hier teen jou, mense wat op jou spoeg, eintlik loop jy later net met jou ou vervlenterde onderkleertjie, want jou hele mantel is van jou afgeruk, en jy het lankal nie meer 'n kroon nie, en jou hare is te mekaar en alles. En ek sê vir hom, Here, dit voel vir my, ek loop nie meer met 'n mantel nie, dit voel vir my, ek het my kroon verloor, dit voel vir my, ek is op pad brandstapel toe met hierdie verskriklike burden, en ek sê, Here, ek sien net hierdie vuur wat my gaan verteer, en in daai oomblik, dis nou daai hoor wat die Here sê, weet ek dat ek weet, hier in die binnekant, herinner my die Here aan iets van Daniel, en hy sê vir my, I am the God of fire, and I will meet you in the fire. Verstaan? So, dit was net vir my so profound, van, maak nie saak of jy in die vuur is nie, maak nie saak of mense jou mantel afgeruk het nie, dit skuif nie een posisie van wie ek sê jy is nie. En in daai tyd lê ek het baie keer in die stort gehuil, want ek wou nie my kinders ontstel het nie.
So, ek het in die stort gehuil, want as hulle dan inkom, dan kan ek sê, o, ma se gesig is net rooi, ek het warm gestort, of dan was my gesig logies nat en al sulke goeders. En dan het ek in die aand as hulle gaan slaap het, sou ek in my bed lê. Dan lê ek nou obviously daar alleen, broken, elke dingetjie, en dan lê ek en ek huil in die donker. En ek onthou een aand distinctly wat ek gelê het, en ek het so gebroken, ek was so gebroken voor die Here, maar ek het stil in die donker kamer gelê en sag huil. Ek het sag gehuil voor die Here. En die volgende oomblik, dit was al laat, die volgende oomblik, ek het met die Here daar gepraat en hom gesê, Here, ek weet nie, praktiese vraag, ek weet nie, wat gaan ek nou doen vir 'n lewe nie. Ek weet nie my journey volgende lyk nie, want ek het 'n passie vir huwelike, maar nou is ek geskei, ek is besig om te skei. So ek weet nie, moet ek gaan werk soek? Moet ek ophou om konferensies te doen? Moet ek vir 'n seisoen lank net half uit die publieke goeders uittreë en net, ek weet nie hoe sal ek finansiëel voorsien nie, maar soos die Sabbatstyd, ek weet nie, Here. En mense het in daai tyd, het baie mense my huwelikskampe, hulle was klaar bespreek, hulle het gekanselleer, kerke waar ek vasgemaak was vir 'n diens waar ek gaan preek, het my net gekanselleer, skole het my gekanselleer. Dit was vir my financially, emotionally, spiritually 'n horrendous tyd in my lewe. En daai aand toe lê ek daar, toe sê ek, Here, ek het nog altyd gedink dat ek geroep is vir gesinne. En die volgende oomblik vlieg my deur oop, my slaapkamer deur, vlieg oop. Maar ek skrik my geaard af, Soos want onthou ek lê hier in die donker. En ek huil saggies dat my kinders nou nie met hoor nie. En ek is soos, Here, ek het nog altyd gevoel dat U my geroep. Ek gaan die deur oop. En ek sit my bed lampie aan en ek is onmiddellik, mamma is okay. En ek is soos, sis, wat is fout? Ek dog, luister, iemand het van 'n bed afgeval. Of hoorie, dis een van daai wat jou tienerkinders in die kamer inkom en sê, mamma, ek het nou net onthou ek moet môre 'n speech hê. Verstaan daai? Want sy pluk die kamer so vinnig oop dat ek besef hier's 'n hengse krisis. En ek skrik al my trane weg en ek gaan onmiddellik in activator mode. Luister, ons moet nou hierso. Mamma, is nou reg. Ek is nou 'n ma. My skarrel, wat is fout? En sy het net vir my gesê, net die volgende. Sy sê, mamma, ek wil nie vanaand gaan slaap voordat ek net vir mamma kom sê het. Jesus sê ek met mamma sê, papa se sonde verander nie mamma se calling nie. Net dit. Soos net dit. Soos 'n one-liner. Ja. Ek wil net vir mamma sê, papa se sonde verander nie mamma se calling nie. Okay, ek gaan nou slaap. Boeps, ek gaan my deur toe. Wat even? Ek kan nie glo dat ek nou hier beleef het nie. Maar ek dink die Here het in daai oomblik het hy besef, hoor hierdie niggie is nou al besig om vir haar CV op te stel. Sy's nou, hierdie girl is op pad. Paulus is op pad terug om 'n Jood te word. So, sy gaan nou Nineve soek. Sy gaan nou iewers daar maar net leef totdat die Here haar stuur. Verstaan? En dis hy net soos Mary Grace, ek gaan jou net uit hierdie belaglike verwarring van wat jy glo van jouself. Ek gaan jou uit dit uitruk. Want en teen toe het die Here al hoeveel keer vir my gesê, Grace, I'm with you. I'm not going to leave you. En ek het geweet, he will not leave me. He will not forsake me. Verstaan, ek het soveel half bevestiging gehad van mense wat sê, Greta, weet jy wat, die Here gaan jou deurdra, nou gaan jy groter goed doen vir die Here as ooit tevore. Ek het hoeveel keer dit gehoor, en dan dink ek, dis inspirational, dankie, die mense kry my jammer, dis goed dat hulle my bemoedig, en als ek goeders, en ek het eintlik soveel mooi bevestiging uitgechak, omdat ek gevoel het,
ek is nie meer waardig nie. You disqualified. So I took the lie. I took the lie of not qualifying for something anymore. En dit het regwaar gevat dat ek saggies eintlik op my rope's end in die bed lê. En soos, Here, ek weet nie meer nie. Boep, kamerdeurtjie oop. Dat die Here net sê, nee, my magtig, Gabriel, asseblief tog maak net haar dogter wakker. Want weet jy wat, ek het nou pragtig al hoeveel mense vir Greta gestuur. Verstaan? Maar sy insist nou op hierdie belaglike, identiteitlose, bevreesde rigtingkie, so asseblief tog, maak net haar kind wakker, sê daai woorde, maak hy deur oop, en kry net vir Greta asseblief tog, uit hierdie gat uit. En dit was amazing. That's amazing. Ek dink aan daai mooi gesegd. Ek dink dis Lisa beweer wat sê, when you know who you are in God's presence, you no longer apologize who you are outside. En dit is vir my so mooi en dit sluit af van daai ding wat jy gesê het van kom uit Pom, with the messy, with the pretty, with the emotional, the vulnerable, alles. So dit is nou al 9:30. Ek dink as jy nog 'n gelaaste gedagtetjie het, kan jy hom met ons deel en dan kan ons die vrouens almal bed toe stuur want dan gaan môre 'n hele paar Suid-Afrikaners wees wat lekker Vrydag, casual Vrydag. Apparently is dit bokkie Vrydag weer môre, want ek weet hulle my moet ietsie bokkie aantrek. Jy sien, ek het nie my bril aan nie, so ek het nie 'n koek en kloe gehad nie. Niemand slaap. Ek is so jammer. Nog nie, maar ek dink maar ons moet afsluit. So enige laaste gedagte voor ons toemaak en weer volgende week hervat. Ek dink, weet wat dink ek sal 'n goeie oefening wees. Ek dink dit sal 'n goeie oefening wees dat elke vrou iewers hierdie tyd in hierdie week 'n tydjie vat om te sê, waar het jy seer gekry? Waar het God nie opgedaag nie? Waar het God van jou vergeet? Waar het jy kwaad geraak vir die Here? En dan net gaan stil raak om te sê, wat sê die Here vir jou? Ja. Wat sê die Here vir jou? Ek wil dit eindig met 'n very shocking testimony. Hier is 'n baie vulnerable testimony wat ek nou gee. Die aand toe ek vir Fransjo uitgevang het, ek het 'n afluister ding in sy bakkie gesit en full on FBI vibes gegaan. En toe het ek hom en die minnares met wie hy toe nou getrou het, toe het ek vir 20 minute gehoor hoe hulle seks het met mekaar. En ja, dit het my verwoes. Soveel so, ek het gedink ek wil selfmoord pleeg, ek kan nie unhear wat ek gehoor het nie. En ek is net ek wil nie meer leef nie. Maar die Here het seker nou maar geweet, okay. So ek het toe nou nie hele selfmoord ding reg gekry en so nie. En ek gebruik nie alkohol nie. En toe sê ek vir die Here, maar dan gaan ek dronk word. Ek wil so dronk as moontlik word. En vir iemand wat glad nie alkohol gebruik nie, dink ek, hoef jy seker nie baie alkohol te gebruik om dronk te word nie. So toe gaan ek na my kombuis toe, en ek begin toe nou te soek. En ek kry toe nou 'n bottel wyn, kamertemperatuur. En my twee jongste kinders was by die huis en hulle het gevra, "Ma, is mamma okay?" Sê ek, "Ja, ek los mamma net so bietjie, verstaan jy, nee, nou keeping the post, nee." Maar hulle weet nie wat het mamma nou net gehoor nie. En hulle albei was nog op laerskool
En en ek gaan sit toe nou die bottel wyn in een drinking klaar drink. Drink hom klaar. En in daai tyd het Frans op pad huis toe gejaag, want hy het toe uitgevind ek het hom afgeluister. Verstaan? Want toe hy en sy nou klaar seks gehad het, en hulle het dan gesê, okay, toe het sy gesê, ag Shame, jy het seker nou 'n oproepie om te maak, toe sê hy ja, toe sê sy, ag ek is jammer, nou vir al die admin by die huis, toe sê hy, ja, admin nou maar, en toe sê sy, ja, as een of ander naweek as Greta weer werk, dan gaan ek vir ons 'n plekkie kry, verstaan jy, dan boek ek vir ons 'n plekkie, of wat ook al. So, toe die afluister, toe hy en sy nou klaar gepraat het, toe is hy nou bel en my van sy selfoon af. Verstaan? So nou, hy weet nie, ek kan nog hierdie hoor nie. Maar hier is die selfoon toe nou. En hy sê, hallo my ding, en ek is net soos, ja, aanvanklik kwaad. En hy sê vir my, hoor eens, ekskuus man, ek moes net nog 'n paar bokke getel het hierso, en ek moes net gou nog in die veld gewees het vir 'n paar goeders, en wat ook al. Hy sê, maar ek is nou op pad huis toe. Hy sê so, my een dogter het 'n ding gehad by die Spur daai aand, en mense sal nou verstaan hoekom ek die detail gee. Daar moet goeders, so julle kan so langs Spur toe ry, ek kry jou daar, ek sê ek gaan nie meer Spur toe nie. O, hoekom nie? Ek sê ek voel net nie so nie. Hy sê, okay, ek sê maar gelukkig is jou oproepie is daarom nou gemaak. Hy sê, wat? Ek sê, ja, jy moet nou huis toe kom en net admin afhandel. En hy sê, Grace, wat die hel? Wat het jy gedoen? Wat? Nou kan ek sien, daai man, kyk, daai koppie, maak nou so. En ek sê toe, hoor jy, as ek weer werk, ek ken 'n paar nice plekke, as jy soontoe wil gaan. So. En toe verloor hy die plot heeltemal. Toe sê hy my, Grace, wat het jy gedoen en alles. En toe sê ek net, ek wil nie verder met jou praat nie. Sit ek die foon, ja. Toe sê hy, ek kom huis toe, dis nie wat jy dink nie, it's never what it is nie. Daar gebeur net in movies nie. Maar in elk geval, so, hier is nou die traumatiese deel, wat ek wil vrouens bemoedig met iets, nee. En dis hoekom ek sê, ek wil jy moet gaan neerskryf, waar voel jy die Here was nie by jou nie? Waar voel jy die Here het jou verlaat? Waar voel jy dinge was onregverdig? En dan moet jy gaan vra, okay Here, ek wil nie meer vra, ek wonder waar jy was nie, ek wil vir u vra waar jy was. Nee? Want daai aand toe Frans by die huis aankom, toe is hy woedend, nee? En ek het toe nou so net begin dronk word. En daai aand was 'n baie traumatiese aand in my huis, want Frans het die pistool teen my kop gedruk. Hy het my aan my hare gesleep en kyk, hierdie niggie is nie die ligste kandidaat om oor 'n vloer te sleep nie, verstaan? Maar nee, ek dink hy was ook in 'n toestand, verstaan? So hare gesleep en vir my goeders geskree en hy gaan my skiet en hy gaan my breins wegblaas en blablabla. Dit was nou 'n storie vir 'n ander dag. En weet jy, my 2 dogtertjies was daar. En ek het vir baie lank na die tyd, het ek met Fransjo gepraat en gesê, ons dogters is getraumatiseer en hy moet repent. En hy het vasgestaan by, die kinders is okay, en niks van dit sou gebeur het, as ek hom nie afgeluister het nie. Okay, so, daar's Frans wat nou kan resonate met wat ek sê van, ja, dit bly jou skuld. En so het ek vir baie lank, het my kinders met daai trauma geleef, en baie keer met Frans het die gesprek gehad oor die trauma en die goeders, en dan sê hy net soos, ag Gret, jy krap ou koeie uit, die kinders het lankal al vergeet van daai goeders, nee. En begin van hierdie jaar,
My dogter wat nog op laerskool was, is nou hierdie jaar die eerste jaar. En sy gaan toe nou die aand en sy as deel van haar missionary, haar sendingswerk goeders, is hulle toe vir 'n week met hulle 'n bevrydingsweek. En ek weet vir party vrouens klink dit nou soos loslating van 'n klomp demone en goeders, maar dit is regtig waar, it's replacing a lie with God's truth. Ja. Verstaan? And dealing with whatever the lie is. En net om te deel met die gees wat jou vashou. En die mense wat toe nou by haar is, sê toe nou, hulle ervaar sy het 'n baie diep trauma gehad. Nou, en sy sê toe ja, en hulle deel toe nou met 'n trauma, met boeliegedrag in die laerskool, wat vir haar baie sleg was. Hulle sê maar daar's nog 'n ander ding. Nou, sê sy ja, sy weet presies. En sy is upfront en sy sê, my pa het my ma verneek en my ma het hom afgeluister en toe het hy daai aand my ma probeer skiet en hy het haar daar rondgesleep in die huis en hulle sê toe, okay, en hoe het jy gevoel? En sy sê toe sy was baie bang en sy was lam. Sy was heeltemal lam. Dit gevoel asof sy nie kan beweeg nie. Nee. En my kleintjie was weer, sy was woedend, maar sy het papa, so, maar sy wou nie nader aan hom kom nie, want sy was bang as sy met hom wresel, dit het nou uitgekom by die terapeut, dat as sy met hom gaan wresel, dan gaan sy dalk die oorsaak wees dat die skoot afgaan. Verstaan? So sy het net op 'n afstand half hysteries, papa, terwyl hy net vir my goed skree en so. En Gita het net so lam gestaan. En hierdie girl wat saam met haar is by die bevryding, sy sê, sy gee 'n erkenning aan, dit moes baie traumaties gewees het en. Sy sê, het jy al ooit gewonder waar was Jesus? En Gita sê, nee. Sy sê, dink jy Jesus was daar? Sy sê, sy glo so. Die girl vra vir haar, wil jy vir Jesus vra waar hy was? Sy sê, okay, maar nou moet jy weet, dis klomp bidders, dis 'n baie intense bevrydingsding. En sy begin dit huil, en sy sê, ek sien vir Jesus. Sy sê, die girltjie sê toe, waar is Jesus? Sy sê, Jesus is by my. Sy sê, okay, en wat doen Jesus? Hy hou my kalm, en hy druk my ore toe. Sy is die enigste kind wat nie kan onthou wat Frans vir my geskryf het. Hy druk my ore toe. En die girl sê toe vir haar, maar is Jesus net by jou? Waar is Jesus nog? En Gita het so, hulle sê, vra vir Jesus. Jesus wys vir my, waar is jy nog? En Gita het so 'n bietjie gebid, en sê, ek sien vir Jesus, Jesus is by my ma. Sê hulle, okay, waar by jou ma? Jesus is tussen die pistool se loop en my ma se kop. Okay? En wat doen Jesus? Hy kyk vir my pa. En hoe lyk Jesus as hy vir jou pa kyk? Daar's 'n lang ruk wat sy wese stil geraak het voor hy sê sy, baie kwaad. Baie kwaad. Sê Jesus iets vir jou pa? En sy het so gebid, en toe begin sy te huil, toe sê sy, hy sê vir my pa, I dare you to shoot my daughter. Maar hoor gou die mooi deel.
sy sê, en kyk, Jesus nog vir jou pa. Ja, as hy so vir jou pa kyk, terwyl hy so kwaad is, hoe voel hy oor jou pa? En daar het my dogter geknak, want sy sê, Jesus sê, He is my son that I love dearly. True. En my so groot shift in grace in my hart gebring. Ja. En ek dink, Geraldine, ek wil eindig om te sê, daar's baie trauma's en goeders wat met ons gebeur, en dan dink ek, ons weet nie altyd, maar waar was God toe dit gebeur het? Waar was God toe dit gebeur het? Maar hy wil ons uitnooi en sê, come closer. Come closer and come ask me. Get to know my heart so that you can believe that I'm for you, I'm not against you. Come closer so that I can show you you are chosen. Yes, but Lord, I hear that I'm chosen, but I'm walking into a fire. I know. But I will be in the fire with you because I'm the God of fire. Yes, but Lord, maybe I'm not in a place where I'm still sort out stuff before I can come close to you. And dan sê hy, come as you are. Come as you are. I don't want to meet you when you're perfect. I don't want to meet you when you're sorted out. Because without knowing me, you won't be perfect. You might act perfect, look perfect, but you won't be. So run to me. I want to be your intimate lover. I want to share secrets and closeness. I want to wipe your tears. I want to be in awe when I'm with you. I want to show you who you are. And if you lie down long enough with me, you will trust me again. You will deal with all the very things that you have been battling with since childhood. And I will heal those things. And you will believe who I am. And you will believe who you are when I say it. And you will have an identity shift. And you will walk through the fire. So, man, dankie vir daai deel van daai oomblik. Not even going to try and say something. Ek dink net is my so mooi herinnering van sometimes people don't need a good lecture, they just need a grace moment, an encounter with grace. En ek dink dis verseker wat jou dogter daar ervaar het. En ek dink wat vir elke vrou wag as jy gaan tyd maak om my vrae wat Greta gevra het, by jouself te gesit en antwoord en te gaan hoor waar was Jesus in jou ervaring of in jou oomblik. So ek dink dit gaan ons afsluiting wees vir vanaand. Greta, dankie vir jou tyd. En hulle mag dit nie ChatGPT nie. Hulle mag dit nie ChatGPT nie. Hulle mag nie sê, want nou gaan hulle. Nee, ek moet dit sê, want anders gaan hulle dit ChatGPT. Want Greta, ek weet nie hoe by die antwoord uit te kom nie. Hulle moet wrestle om die antwoord te kry. ChatGPT gaan ons mense nog dom maak, want hulle gaan nie meer vir hulle self kan dink nie, gaan nie vir hulle self meer kan redeneer nie, gaan nie vir hulle self meer kan niks. So ChatGPT
Jy gaan hoor, maar dis nie God se stem nie. Nee, en ChatGPT is hoe lank niet. Hy is vir in my lewe 34 jaar afwesig gewees. So nou gaan hy vir my antwoord kom gee in my trauma situasie toe ek 8 jaar oud was. Nou, take some time. Dis 'n week voor ons weer ontmoet. Doen nie moeite. Gaan sit met daai oomblik. Die live gaan beskikbaar wees. Gaan luister en herluister dit as jy weer 'n paar punte wil raak oor of raakvat. En dan sien ons julle almal volgende week donderdag 8uur selfe tyd. En Greta, waardeer jou tyd verskriklik baie. Groot openbaring. Baie Presies. Ek Ja. weet nou net, dis in die tweede keer het my persoonlik nou vasgevat voor ons opgeklim het en uit jou antwoord op vraag 3, jou checkers mense, I need them in my life. So, dankie vir die waarheid. Waardeer jou. Ek sien jou volgende week donderdag. Dit was lekker. It was real, man. Wie het gesê ons kan nie so lekker kuier nie. Ek gaan ons blow mekaar koffies of 'n Coke Zero al vir hoe lank, maar kom ons kuier maar op die livestream. Ja. Ja, kuier en slaapklere en alles. Ek dink Hytjie moet na hulle my kyk en dan gaan doen jy net 'n girls weekend saam Ek met my. gaan. Maar jy moet Saam met my girls. Maar ons net Glad nie. dit gaan Ja. Okay, so 'n naweek. Okay, maar kies jy 'n naweek wat jy beskikbaar het, want ek dink dit is 2027. Dalk kan ek vroeg voorberei met my man. Okay. Ek sal met Hytjie praat. Ek Okay. het 'n dagboekbestuurder hier by ons huis, maar jy kan met hom praat. Is reg? Okay. Lekker. Alright. So. Dankie aan jou ook en dankie vir almal wat saam gekuier het. Ek sal love om die comments te lees. Ek sal graag wil weet is daar iets wat vir mense sin gemaak het. Ja. Lekker. Okay. Liefde vir almal. Sien julle volgende week donderdag selfe tyd 8uur op Facebook. Liefde. Yes. Lekker op en Okay. Kruisdag. Bye. Sterkte. Bye.